Ek wil vir Judy, asseblief. Judy het 'n getuienis wat sy graag wil deel. Marius kom staan nie by, dit is sommer net vir haar bid. Ja, ek gaan dit aan haar oorlaat om te deel. Ek gaan nie haar storie namens haar vertel nie. Ek ken in elk geval nie al die detail nie, so. Maar ja, Judy, dankie vir jou bereidheid om te deel. Ons wil net vir jou bid en dan gaan ons die mic vir jou gee. Ja, Here, dankie vir Judy, dankie vir haar bereidheid, Here, om haar getuienis te deel, Here, van u werk in haar, Here. Here, dankie vir dat u in elkeen van ons werk, Here. En ek kom bid soos wat sy nou praat, Here, eerstens dat u ons net sal rustig maak en dat u Gees deur ons sal kom praat en kom bedien. En Here, kom bid elkeen van ons wat luister, Here, dat ons harte sal oop wees. En Here, dankie dat ons kan luister na getuienisse, Vader, en weet dat as u dit doen vir ander, Here, kan u dit doen vir ons ook. En Here, kom bid soos wat sy praat, Vader, dat u in ons harte sal kom, ja, Here, in ons harte self sal kom bedien, Heilige Gees. Ek kom bid dat ons harte sal oop wees om te hoor wat u wil sê vir oggend verder, Here. Dankie dat u reeds gepraat het, dankie dat u aanhou praat, Here. Ja, Here, dankie vir Judy, Here, dankie dat ons sommer net 'n seën ook oor haar kan uitbid, oor haar lewe, Here. Ja, Here, mag sy opnuut net gevul word met u volheid, die volheid van u krag, Here, in haar en deur haar. En ja, Here, ook, terwyl sy ons kinders ook bedien, meeste Sondae, Here, kom bid ek dat sy 'n absolute lig sal wees, daar tussen die kindertjies, Here. Here, dat sy nie sal minag, elkeen van ons kinderbediening, terwyl sommer hier staan, Here, wil ek kom bid vir elkeen van ons vrywilligers wat werk by ons kinderbediening, Here. Here, dat ons nie sal minag wat hulle doen in ons kinders se lewens, Here. Dankie vir elke saad wat gesaai word in ons kinders se lewens. Dankie vir die saad wat Judy al gesaai het, Here. Ek kom bid, Here, dat u vir die genade sal gee om van daai vrug ook te sien, Here. Ja, Here, kom praat verder met ons, ons wil luister. Bid dit in Jesus naam. Amen. Môre almal. Soos wat Waldie hulle genoem het, ek's gewoonlik nie hier nie. Ek's gewoonlik daar agter met die tieners. So ek het ook vir Waldie vertel donderdag dat ek weet waaroor ek moet praat, maar ek weet nie wat my boodskap moet wees nie. So in true vorm, woensdag aand by die selgroep, het ek het ook met hulle gedeel, dat ek weet waaroor dit moet gaan, maar ek weet nie wat die onderliggende boodskap moet wees nie, want ons moet nie voorkom staan sonder 'n boodskap nie. En my wonderlike selleiers, wat nou nie vandag hier is nie, het saam met my gebid, en ek het my antwoord gekry, soos letterlik toe ek in my kar geklim het. Iets wat baie tieners sal weet, en sommige mense wat my bietjie beter ken, is my musiekkeuse is nie rustige musiek nie. Okay. Ek verkies meer rock en metal, en ja, jy kry Christelike metal, hulle noem dit white metal. Okay. En dis my go-to as die wêreld vir my verskriklik erg raak. Ek verwys daarna as die wêreld se noise. Vroeger is dit genoem storms. Jy kan dit noem net wat jy wil, maar as die wêreld se noise vir my te veel raak, dan sit ek my Christelike rock en metal aan, en ek speel dit oorverdowend hard. So vir hierdie liedjie wat ek later met julle gaan deel, om op te kom op my algoritme van my playlist of Spotify, wat jy dit ook al noem, is nogal baie interessant, want dit is 'n verskriklike rustige liedjie. So, dit is nie veronderstel om daar te wees nie. Kom ons stel dit so. Ek het lank gewonder oor wat ek moet sê en hoe ek dit moet sê. En die lank en die kort daarvan is in 2011 was ek ook in die tienerbediening. Ek geniet dit verskriklik baie, omdat ek so troublesome teen was myself, weet ek waar hulle gaan. En ek het in 2011 toegelaat dat die vyand my wegruk van 'n bediening waarvoor ek geroep is. En ek was vir 13 jaar nie deel van 'n Christelike gemeenskap soos nou nie. Lang storie kort, 2023
towards einde 2023, begin 2024, het die Here baie hard met my gepraat. Ek moet terugkeer na 'n kerk toe of na 'n Christelike gemeenskap, which I did. En toe praat hy weer baie hard met my. Ek moet weer deel raak van die leierskap, which I also did. Maar wat hy nagelaat het om vir my te noem is, die vyand gaan dit nie noodwendig like nie. Okay. En my storms of noise het begin basies net voordat ek die divorce care begin het. Wanneer was dit? Junie? Junie. Okay. In elk geval, lang storie kort. Dit begin letterlik die Saterdag voordat ons begin het. Maar sien, die Here het geweet wat op pad is. En hy het my wonderlike sussie gestuur. En my temperament en haar temperament gebruik om my in 'n plek te sit waar ek ondersteuning gaan hê vir my storms wat op pad is. My suster het bly sê, jy moet 'n divorce doen, jy moet 'n divorce doen. En ek's net soos nee, ek's okay. Ek het dit nie nodig nie. Jy weet, dinge is rustig, ek is rustig. En eventually het ek ja gesê net om haar stil te kry. Okay, want sy gaan nie opgee nie. En die Here weet, ek gaan eventually net so moeg raak, dat ek gaan instem om iets te doen wat ek nie wil doen nie, net sodat sy kan ophou my hamer daaroor. En ja, ek kan eerlikwaar sê, elke keer wat iets gebeur het, die vorige week, het ons dit hanteer gedurende die divorce care. En dit het die hele situasie vir my half makliker gemaak. Nou fast forward ons na hierdie jaar toe, waar die leiers van ons Christelike gemeenskap besluit het, dat ons hierdie jaar nie Paasnaweek 'n familie, 'n kerkfamilie of 'n Christen gemeenskap familie kamp gaan hê nie. En daar was baie gemengde gevoelens daaroor. Ek was een van hulle, want ek het dit geniet. En dit was een van my moeilikste Paasnaweke ooit. Maar een van my mees belangrikste Paasnaweke ooit. Want daai Dinsdag aand na die Paasnaweek het die Here my geantwoord op 'n manier wat net hy kan. Ek gaan nie in detail ingaan nie. Weet net, ek het geworstel met my roeping en of ek is waar ek is, en hy het vir my die antwoord gegee wat ek nodig gehad het, soos wat net hy kan. En ek het daai aand volle oormag oor my lewe aan ons God gegee. En dis die beste keuse wat enige iemand kan doen. Okay. Daar het nog steeds storms gekom, want ek was bietjie meer chill daaroor. En toe begin hulle praat van die trauma healing. En ek sê, maar Here, ek het al kort na my seentjie gebore is in 2019, en dis 'n heel ander testimonie op sy eie, dis nie vir vandag nie. Het ek my trauma uitgesort. So ek kan nie verstaan hoekom ek dit moet doen nie, en ek wil nie. En een oggend op pad werk toe by 'n rooi lig, het ek 'n knoppie gedruk. Om te sê, right, ek sign op hiervoor. Op die ingewing van die oomblik, ek bedoel, ek sit in verkeer, ek ry Milnerton toe, die verkeer is heavy, en by een van die robotte in Bosmansdam Road, het ek net geskraal, en Waldie se boodskap het opgekom vir die week, en daar sê hulle trauma healing, en gaan jy aansluit, gaan jy nie aansluit, okay, druk die knoppie, dan. Men wetend, op die 22ste Mei, en my storie is nie uniek nie, het ek uitgevind ek verloor my werk. Maar
Om dit bietjie meer in konteks te gee, die dag net voordat ek uitgevind het ek verloor my werk, het ek my lewe weggeteken in die sin van ek het 'n woonstel gekoop. Okay. So, my broek was veronderstel om te bewe. Ek was veronderstel om planne te begin maak. Maar quite frankly, watse planne maak jy as jy nou net vir oor 1 miljoen rand geteken het en jy vind uit jy sit sonder werk? Daar's nie planne om gemaak te word nie. En ek onthou die Vrydag, toe ek van die werk af wegry na die nuus, toe sê ek net soos, Here, wat nou? En my musiek speel oorverdowend hard in die kar. En daar kom net hierdie vrede oor my wat ek nie vir enige iemand kan verduidelik nie. En vir die eerste keer in my daai tyd was dit 45 jaar nou, soos wat ek hier vandag staan, is dit 46 jaar, beleef ek wat die mense beskryf as Jesus vrede. Dis die weirdste gevoel ooit. Want jou kop sê vir jou, jy moet paniekerig wees, jy moet planne maak, jy moet iets doen, maar jou siel sê vir jou iets heeltemal anders. Dit sê vir jou chill. En ek onthou, almal het baie empaties vir my gesê, maar is jy okay? En ek kon eerlikwaar sê, ja, ek is okay. Moet my nie vra hoekom dit vir my voel asof ek okay is nie, maar ek is 180% okay. En ek moet met julle deel, want gedurende die trauma healing, het ek 'n baie groot onderhoud waarvoor ek moet gaan. Nou verstaanbaar, dis belangrik, want ek het 'n band om te betaal en ek het 'n 7-jarige seentjie vir wie ek moet sorg. Om nie te praat van al die ander goed wat met groot menslewe te paard gaan nie. En ek moet noodgedwonge moet ek die oggend binnelandse sake toe gaan. En iewers tussen binnelandse sake en ek wat na my sussie toe gaan, ek kan nie eens onthou hoekom ek na haar toe moes gaan nie, maar ek moes die aand na haar toe gaan, word my foon gesteel, jammer. En ek het môre, die dag daarna nou, 'n baie belangrike Skype onderhoud. En ek's net soos, Here, werklik. Ek bedoel, kan ek net 'n klein bietjie grace kry hierso, soos wat kan nou nog verkeerd gaan? Maar alright, ek sorteer dit uit en die onderhoud het baie goed gegaan. En die Vrydag van die 22ste Mei, toe ek by die werk wegry, het ek baie duidelik gehoor wanneer, nie as nie, maar wanneer ek hierdie situasie vir jou uitsorteer, moet jy getuig daaroor. Dis hoekom ek hier is. En soos wat ek gesê het, ek het nie baie woord gekry vir julle nie, maar toe ek daar agter gesit het en net weer rustig raak, julle sal sien, ek het ander plek maatjies ingesit, maar ek moes my selfoon gebruik vir hierdie woord wat ek gaan deel, want dit was nie in my planning wat ek gehad het nie. En ek lees graag vir julle voort uit Psalm 55 vers 23. En dit gaan as volg: Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. En soos wat julle kan sien, ek het plekmaatjies gevat. Hierdie Bybel het ek gebring, want my ander een lees moeilik. En dit is deel van die boodskap wat ek met julle baie graag wil deel. En dan die song wat ek gekry het, toe ek by
die homesel weg was Woensdag aand, gaan ek net 'n paar van die lirieke vir julle lees. Nou, dis van the band Jaren, ek dink jy spreek dit uit. Hulle is 'n Christelike musiekgroep wat ek na luister. Ek luister meer hulle bietjie heavier goed. My gunsteling een is Warcry van hulle. En as jy nou Warcry gaan luister en jy gaan luister hierdie een, is dit twee heeltemal verskillendes, maar ek dink hierdie som basies op wat ek die afgelope 20 maande in my geloofsjourney beleef het. Baie mooi op. En ek gaan nie die hele liedjie vir julle lees nie. Ek gaan net 'n kort gedeelte of snippets van dit lees. Dis soos wat ek gesê het van the band Jaren, en die liedjie se naam is Slow Me Down. En dit pas kind of aan met wat vroeër ook gesê is, want stil raak en slow me down is kind of dieselfde ding. I've been running on fumes for too long, blinded by all my problems, running around trying to solve them, but I can't. Worried I'm letting this life just pass me, forgetting the ones around me. It makes me stop and think. En hierso is die kraks van my boodskap aan julle vandag. Every single day, every single hour, every single minute, I don't want to miss it. Slow me down. And show me how to see every blessing. All the little things, all the little ways. I just want to notice you in every moment. Slow me down. En waarop het vir my neerkom, en ek het gevra of ek dit mag deel, dis nie klaar nie, maar ek gaan dit deel, is gedurende ons storms, moet daar een ding wees waarop ons moet fokus. En julle sal sien, alhoewel daar 3 kruise was met die kruisiging, is daar net een op hierdie prentjie. Want dis waarop ons fokus moet wees, ten alle tye. Maak nie saak wat die lewe na ons kant te gooi nie. Ons een en enigste fokus moet op die kruis wees, en wat dit vir ons as mense beteken. En my wens vir julle almal is dat julle die Jesus vrede beleef, teen midde die storms. En die enigste manier hoe ons dit kan beleef, is om daagliks 'n soeke na God te hê, daagliks 'n pad met hom te stap, en daagliks, dis 'n elke dag keuse wat ons moet maak, om volkome alles, maar alles in ons lewe, of dit is wat se brood ons moet koop, en of dit is wat se woonstel ons moet koop, by sy voete neerlê, laat hy vir ons lei. Dankie. Amen, dankie Judy. Karel, waar is jy? Ja, ek wil, Judy, dankie dat jy deel, daar's soveel raakpunte met wat die Here reeds vanoggend gesê het. Die een ding wat vir my uitstaan, ek besef, mense kan nou op klomp dinge fokus, maar die een ding wat vir my uitgestaan het, is dalk 'n vreemde ding, maar sy het gepraat van 13, 14 jaar terug, wat sy uit die bediening uit is verskillende redes, en dat het vir haar 13 jaar gevat het om weer haar beroeping te betree, en dit sluit vir my so aan by wat Marius nou gepraat het oor Jona, wat na hierdie rigting toe is, terwyl die Here sê daai rigting. Ek weet nie waar jy vanoggend is nie, ek weet nie waar jy vanoggend is nie, ek weet nie of jy in die vis sit, ek weet nie of jy is in Nineve, ek weet nie of jy is waar jy moet wees, en of jy 'n ander rigting in hardloop nie, die Here weet. En ek wil eintlik vir jou sê, jy weet waar jy moet wees, en jy weet waar jy is. Ek wil wel vir jou sê, te midde van die vis, waar dit nie lekker is nie, ons het al baie gepraat oor die vis, kan ons die teenwoordigheid van die Here beleef, die vrede van die Here beleef, wat alle verstand te bowe gaan. En die enigste manier ons daarby kan uitkom, en Judy het dit ook genoem, is om op 'n punt te kom van absolute, geheel en alle oorgawe. Jonas se oomblik was toe hy homself oor daai boot gegooi het en besef het, weet jy, tot hier toe en nie verder nie.
Ek wil dit hard en duidelik sê, want ek besef hierdie kan baie verkeerd geïnterpreteer word. Hierdie beteken nie, jy gee jou lewe oor, jy gee moed op en neem jou eie lewe op enige vorm of manier nie. Ek wil dit reguit sê, want baie keer interpreteer ons hierdie goed verkeerd. Die oorgawe waarvan ek vandag praat, is 'n oorgawe in die gees om jou lewe en alles jou wil oor te gee aan die Here. Dit is om simbolies oor daai skip te spring, oor te gee en te sê, ek val nou. En die Here sal my help, en die Here sal my red. Ek wil vra dat ons staan, want in dieselfde asem, kom ons staan, julle kan staan, almal. Ons gaan niemand op die spot sit vandag nie. In dieselfde asem wil ek vir jou sê, die Here is die een, dit is wat ons nou gaan sing, Karel en Dee. Die Here is die een wat die weg maak. He is the waymaker, the promise keeper, the light in the darkness. As jy in daai vis sit, is die Here die lig wat gaan skyn. Hy is die een wat die weg gaan maak vir jou, waar daar nie 'n weg lyk asof daar nie 'n weg is nie. My gebed vir jou is dat jy sal oorgee aan die Here, sodat hy jou lewe sal rig, sodat ons kan uitkom waar die Here wil hê ons moet wees. As jy besig is om weg te hardloop van die roeping wat die Here op jou lewe geplaas het, dink ek het die Here nou al vanoggend 'n hele paar keer vir jou gesê, dit is tyd om op te hou weghardloop en om oor te gee aan hom. En ek wil vandag dit duidelik ook sê, die Here het 'n roeping met elkeen. Want hy het elkeen, die roeping beteken ek roep, ek praat iets. Die Here het elkeen by jou naam geroep. Hy roep jou by jou naam en hy ken jou naam en hy roep jou. Dis by sy voete wat jy gaan hoor waarvoor hy jou roep en waarvoor hy jou wil gebruik. Maak dit sin?